Vandag saam met my in die ateljee 'n ou skoolmaat en 'n musikant van formaat, Rita Lee. Hi Rita Lee. John Riek, is so lekker om hier te kuier. Dankie. Jy laat my nou goed voel. Ook 'n eer om jou hier by ons te hê. Dankie dat jy 'n tydjie gemaak het uit jou agenda uit. Dankie dat jy jouself hier vind en met ons bietjie kan gesels oor jou musiekloopbaan en die dinge waarmee jy besig is en die bydrae wat jy gee vir ons. Ag, dis net 'n voorreg. Dankie. Lekker. Nou Rita Lee, om nou jare en jare se musiekervaring en talent en geleenthede en gebeurtenisse en lewendige optredes alles op te som in 'n 20 minute ding is 'n baie uitmartelende. Regtig, dis 'n taak. Dit dan nou gesê. Kom ons begin die saak deur om te sê 'n vinnige opsomming wie en wat jy is, waarvan af kom jy en net so 'n neutebreker. Okay, so ek is Rita Lee. Hi Rita Lee. Ek is aangename kennis. Ek dink die heel belangrikste titel wat ek op die oomblik het is ek is 'n mamma en ek is 'n vrou vir my man. Ek is 'n koningskind en ja, dan is ek 'n Afrikaanse sangeres, maar ek love it om ander tale ook te sing. Ek het actually al 'n klomp verskillende tale gesing. Ek is 'n baie krangige sportvrou, perdeliefhebber, plaasmeisie met stadsdrome. Miskien som dit heeltemal op. Dit is baie netjies gestel. Ek hou van daai wat ek hoor. Rita Lee, nou plaasmeisie met stadsdrome en groot musiekliefhebber. Vertel ons, waar het jou liefde vir musiek begin? Wat was jou vroeë inspirasies gewees en wat het jou gedryf om te besluit, okay, wow, ek hou van hierdie, kom ek gaan dit doen. Dit is 'n lang storie, soos wat jy sê 20 minute is dalk 'n bietjie min. Maar goed, toe ek 3 jaar oud was, het my ma my blootgestel aan klavierlesse en dit is waar klavier begin het en ek onthou die heel eerste solo optrede wat ek gehad het. O ja. Was in die NG Kerk in Klokkelaan. Toe ek 4 en 'n half was en het ek Amazing Grace Afrikaanse weergawe. Ek is die kind van God. Wat ek is nie. Wat is die titel nou? Anyway, Afrikaans, die Afrikaanse weergawe van Amazing Grace. Ek is die kind van nie werd. Something kan nou nie, maar kan jy nou dink ek kan dit nie onthou. Maar anyway, so daar het ek vir die eerste keer, dit was maar 'n kinderkrans dink ek, optrede gewees, maar ek onthou daai oomblik baie helder. En toe was ek in graad nou eendaagse graad 2, maar Sabie toe nou destyds. Ons was 14 in die klas gewees daar in Klokkelaan Laerskool. So 'n groot klas. En natuurlik het almal alles gedoen en ons was almal ingeskryf vir die kunswedstryd in Bethlehem daai week. En ek onthou ek wou vreeslik graag 'n liedjie gesing het en die musiekjuffrou het gesê vir my ma, ons gaan nou oefen, maar ek moet nou asseblief nie verwag dat daar groot goeders gaan gebeur nie. Ek was maar van kleins af nogal hard op myself, nee, as ek 'n ding gedoen het, het ek hom ordentlik gedoen, so ek het 'n verwagting gehad. En die liedjie wat ek toe gesing het was Liefste Tannie, ek bring rose. Dit kom uit die FHK uit. O ja. Ja. En sy het gesê dit gaan okay wees, maar ek moet nou nie 'n A verwag nie. In elk geval, so is ons toe na Bethlehem toe. En ek weet nie wat daai dag gebeur het nie. Maar ek is toe nou daar uit met 'n A++. Well done. En ek was iewers in 'n koerant berig gewees en nie dat dit belangrik is nie, maar ek dink daar het iets getrigger in my hart vir hierdie singery. Dit was 'n omkeerpunt. Dit was 'n omkeerpunt gewees, ja. En halfte van my lewe, die eerste deel van my lewe was maar voor die klavier. Ek was baie lief vir musiek gewees, klavier, fluit. Ek het sport ook gedoen, maar dit was maar 'n groot voorliefde. En in 108, dit was die jaar voordat ek sentraal toe is, het ek deelgeneem aan 'n kompetisie hier in Bloemfontein. Die Vrystaatse sangtalent kompetisie of 'n ding. O, is dit nou soos 'n tipe van 'n idols gewees? Ek weet nie wat dit was nie, maar maar in elk geval, daar het ek is baie lief vir klassieke musiek ook en vir musical theater. En daar het ek 'n ding gesing van On My Own uit Les Miserables uit. Baie nice. En ons finale was in die Saint-Duplessis Theater gewees en ek het glad nou nie gewen daai jaar nie, maar daar het ek ook Stoksiel alleen met 'n simfonieorkes hierdie ding gesing in die middel van die staatsdeel van die Saint-Duplessis Theater se verhoog. En dit was 'n ander oomblik wat ek onthou het. So hierdie droom was maar met alle jare aangevuur gewees. Ja. En na skool het ek gaan studeer, glad nie in musiek nie. Ek het in die mediese bedryf ingegaan en 10 jaar in dit gewerk, maar
altyd nog hier en daar lessies geneem. Ek het bietjie getapdans hierso en my teachers daar gaan doen en ek het 'n wat sy noem meestersklasse, ek dink dit was regtig meestersklasse gewees nie, maar by 'n vrou in kabaret en klassieke sang gehad gedurende my swattings. En dan het ons soos huiskonserte gedoen en ek het 1 jaar het ek vir my man gesê, hoorie, ek wil nou 'n show in die Atterbury hou en dit het ons geld bymekaar gemaak en ons het hierdie show gehou van Celtic Women se covers. Ja. En ja, so ek het altyd belang gestel nog om op te tree, maar die verhoog is 'n liefde van my. Ek voel ek is 'n bietjie 'n ander mens as ek op die verhoog is. Ek kan nogal verskillende hoetjies aansit as ek hulle nodig het. 'n ander persona inklim. Ja, Maar ja. ek dink ook dis baie nodig in dieselfde asem. Ja. So gepraat van as jy op die verhoog gaan en voordat jy op 'n vertoning is en voordat jy bietjie perform. Sê vir my, het jy 'n geheime ritueel? 'n bygeloof as jy nou wil wat jy doen in sulke sake. Ja, ek weet nie of ek 'n bygeloof het nie, maar ek is nogal baie dedicated om seker te maak ek warm mooi op en dan hou ek daarvan om myself 100% al is dit vir 30 sekondes net iewers in 'n hoek te isoleer en want dit gaan altyd so. Nee, it's exciting. Dit is. En om net soos heeltemal te ground en te sê, okay, kom ons dink net waaroor gaan vandag? En dit gaan eintlik oor om net dit te geniet en 'n boodskap vir iemand daar buite te sit. Dit gaan nooit oor die ek nie en dit gaan nooit oor die belangrikheid van wat ons nou doen nie. Dit gaan altyd oor hierdie is 'n talent en dit is natuurlik vir jou gegee sodat jy iemand anders kan verryk daarmee en dan so ek het altyd so oomblik voor die tyd wat ek net wat jy net so 'n bietjie aarde toe kom en sê ek goed. Hierso is die stand van sake nou, is die realiteit, kom ons doen die ding nou reg. Ja. Dis So so ek sal nie sê daar's 'n bygeloof wat ek het nie. Maar nee. En ek kyk altyd of my eers werk. Dis belangrik. Nee, ek hoor jou. En dit is ook dan maar die lekkerste gevoel as 'n mens daar van die verhoog afklim na so optrede en alles kom na vore en jy het hierdie ervaring gehad, dis dan een van die lekkerste gevoelens wat daar so is. Nee, dit is ek is altyd ek sê altyd ek wil 8 uur in die aand gaan slaap en dan is ek moeg, maar as daar 'n show is, my ma, dan kan ek tot 2 uur aangaan en ek sal nie moeg wees nie. Ritali, en jou musiek het 'n baie unieke styl en het 'n baie lekker vloei in hom. Ek hou van jou musiek, moet ek dit vir jou byvoeg. Dit nou gesê is ek verskriklik nuuskierig om jou uit te vra oor hoe jou kreatiwiteit is, hoe jou hoor nou knoop my tong, kreatiewe styl, jou proses gaan, hoe jy na vore kom om musiek te maak. Dom voorbeeld nou, vat jy eers 'n melodie of vat jy eers 'n ritme en begin dinge daar. Hoe werk jou dinge? So ek het nooit vreeslik, ek het baie dinge gedoen, maar aan musiek skryf self was ek nooit verskriklik blootgestel nie. So dit is nog interessant genoeg vir my 'n nuwe ding waaraan ek baie hard werk. Ek het altyd 'n klomp idees en soos ek nou vir jou vertel het, dit gaan oor stories, nê. Ek is baie goed daarmee om 'n konsep uit te dink en dan saam met iemand te sit. En ek het al saam met 'n klomp verskillende mense gesit en my konsepte gedeel. So Elvis Blue het al vir my geskryf. Johan Oberholzer wat nou nie meer is nie, hy het geskryf. Dewald Wasserval. So ek het 'n klomp interessante mense gehad en amazing mense wat ek groot voorreg mee gehad het wat saam met my geskryf het, maar dit het altyd gegaan oor 'n storie wat by my begin. En as jy my telefoon moet vat, ek dink as 'n ou my foon steel gaan hy geskrik, nê, want daar gaan 'n verskeidenheid op my foon wees van die notes tot die voice notes tot die want as ek in die kar ry en ek het 'n idee dan rekord ek daai voice note of ek hoor 'n woord wat iemand sê en dan skryf ek dit in die notes neer of ek hoor 'n liedjie wat iemand sing en dink ek eers ek wil daai song cover, dan maak ek 'n nota daarvan, dan staan foto's van die katte en die honde en die kinders. So dis nogal maar dit is hoe my kreatiewe proses werk. Maar dit wys jou ook net hoe ryk is jou lewe. As 'n mens so daaroor dink, oor die geleenthede wat oor jou pad gekom het. Is daar spesifieke geleenthede, spesifieke verhoog optrede wat jy gedoen het, iets wat dalk humoristies gebeur het, iets wat vir jou uitstaan en wat jou altyd na in die hart bly, wat jy met ons kan deel? Ja, weet is nou very personal, maar gooi hom asseblief. So ek het 'n groot voorreg gehad direk na COVID. So my album het ek vrygestel in COVID, wat maar 'n groot stap was in geloof. Maar toe en my pa het met die Koleskies gekruis en aan die einde van daai jaar net toe COVID nou bietjie gelig is, net toe ons beperking of inperkings. Ons mag bietjie uit die huis uit begin beweeg, dis hy. Toe was daar 'n Kersfees, 'n Afrikaanse groot Kersfees
vertoning gewees daar in Midrand en dit was so aan die einde van November en ek is toe gevra om saam met hulle te sing en dit was vir my ek het gedink hierdie is definitief altyd is waarskynlik nog steeds een van die hoogtepunte in my lewe, maar my jongste seentjie was op daai stadium ek dink 4 of 5 maande oud gewees as ek nou die somme moet regmaak. So jy vra nou van 'n humoristiese oomblik en ek het geborsvoed, ek is 'n borsvoed mamma. So tussen die show deur so die vorige aand het ek gesing in Klokkelaan by 'n fees en ek was doodsiek geweest, maar ons het toe ook eers 2 uur die nag in die kar geklim, klaar gemaak en die volgende oggend 4 uur gery want ek moes 9 uur by die show rehearsal wees, want die eerste show was 2 uur die middag of so ietsie. Nou het ek die baba en ek het die ander boetie en my man en ek is onder die weer. My stem was werklik weg gewees en ons het die warm-ups het ek byvoorbeeld glad nie gedoen nie, maar in die show het hy gefeature. Dit was maar genade gewees. Maar anyway, wat baie snaaks was, daar was net een aantrekkamer vir ons almal. Mans, vrouens, galore en onthou nou ons het nou 9 uur ingecheck en ek het nou 'n baba wat elke 2 tot 3 ure kossies nodig het. En in 'n geval ek het toe nou hierdie borspompie gehad en nou sit ek daar met my gewaad en weet ons is nou aangetrek netjies en dressiersel en ek het daar in die hoekie gesit en ek het vir hulle gesê julle ons is nou maar kunstenaars en ons is nou maar lief wees vir mekaar maar I gotta do what I gotta do so ek dink dit het waarskynlik vir my uitgestort. Dit was my hoogtepunt van my loopbaan gewees, maar dit was ook 'n baie snaakse oomblik gewees. Ja, ek weet ag en is ook tog net so menslik, maar ek verstaan dit Ritali. So ja, ek hoop ek antwoord jou vraag. Ja, baie goed gewees. Baie dankie vir die deel. As 'n mens so daaroor dink, ek voel altyd geen een mens is interessant genoeg om alles te weet en om die beste liedjies te skryf nie. Ek voel ook mense soos wat jy noem jou foon wat vir jou so 'n skatkis is van inligting. Voel ek ook maar mense kry so ietsie by almal soos wat die mense samelewing aangaan. En dan voel ek ook wanneer 'n mens 'n liedjie skryf of wanneer 'n mens 'n musiekding al by te stel, dan voeg 'n mens weer by tot die samelewing. Dit dan gesê, hoe is jou gevoel? Wat voel jy dra jy by met jou musiek na Afrikaans en na die ander tale toe? Hoe voel jy daaroor? Ek dink ek hoop dat dit is wat gebeur. Nee, ek glo jy dra by. Ek dink vir my gaan dit altyd oor om iemand te inspireer en om hoop te gee. Die 3 woorde wat ek ook koppel aan my loopbaan is droom, hoop en glo. En eerstens het ons het elkeen drome wat ons najaag. Maak nie saak hoe klein of hoe groot hy is nie. En ons kan nie iets najaag of 'n doelwit hê as jy nie droom nie. En dan die hoop is om saam met die Vader deur hierdie ding te gaan en hy gee vir jou hoop en dan om te glo dit gaan gebeur. So wanneer ek sing, wil ek graag iemand wat down is of wat dalk voel hy het nie hoop nie en daar's altyd 'n storie wat ek konnekteer met elke sang wat ek doen en die inspirasie daarvan hoop ek word oorgedra. Ja. En dit is maar waaroor dit gaan. Dis mooi. Ek hou daarvan. Ek hou baie daarvan. Nou ook so is dit nie altyd net maanskyn en rose en etlaste van goed. Daar kom hindernisse ook in 'n mens se musiekloopbaan en ook so dan loopbaan hoogtepunte met die hindernisse wat dan mens half bietjie nou so bietjie blok en struikel wat dit dan betref. Is daar sulke geleenthede wat oor jou pad gekom het wat jy dalk met ons kan deel en dan die belangrikheid vir my in die vraag is wat het jy gedoen om dit te oorkom? So ek sal sê waarskynlik die laaste 2 jaar is of dit nou 'n hindernis is en of dit nou 'n pad van groei is, ek glo dis 'n pad van groei, maar dit is maar 'n moeilike ding. So ek is iemand wat as ek op iets besluit, dan doen ek die navorsing en ek gaan en ons weet en ek doen dit voluit. Waar ek moes geleer het die laaste 2 jaar veral, my oudste seentjie is nou graad 1, is nou graad 2 en hy het my nodig gehad in graad 1 en ek moes my drome en my doelwitte terugskuif, want ek sou dit nie kon doen, ek moes dit op pause sit. En dit was my baie moeilik, want jy weet ek sal nou volgende jaar 10 jaar besig wees in hierdie loopbaan. En ek het natuurlik nog nie alles gedoen wat ek wil doen nie. Ek sê altyd as ek doodgaan die dag gaan ek
ek wil net nooit spyt wees oor iets wat ek moes gedoen het nie. So die lewe is te kort, dis my enigste worry. Ek was te veel op hierdie lysie. Maar ja, so ek moes my eie ideale en drome op pos sit ter wille van hom. En nou 'n jaar en 'n half later kan ek sien ja, dit was die regte ding gewees om te doen. Ja. Maar om geduldig te wees in die wagperiode. En die wagperiode het nou klomp ander dinge laat ontpop waaroor ek baie opgewonde is. Dis hy. Maar ek sal nog gesê daar's nog nie ek het nog nie begin daarmee nie want ek moet nog so 'n bietjie wag. Ek weet ek moet nog so 'n bietjie wag. Is daar iewers 'n autobiografie daar? Ja, nee, ek sak nogal met skryfstukke. Ek het dit vir jou vertel. Ja, sure, kom sit hier so, ja. Maar ja, en dan die jongste enetjie ook, dit was my seisoen van 100% ma wees en ons het ook getrek na 'n ander plek toe 2 jaar terug en dit was nodig dat ek ons as familie die gom sou wees vir dit. En dit was my seisoen gewees. Dit gaan nie my seisoen, dit bly my seisoen. Maar die geleentheid is besig om te ontvou om ander dinge weer terug te trek. En daaroor is ek baie opgewonde. So. Nou, terwyl ons nou so praat oor hierdie hindernisse, as jy nou vir my so in daai kamera moet inkyk en jy moet nou vir 'n aspirerende en 'n opkomende musikant wat nou graag hom of haar se loopbaan hierin wil belê en vir 'n pad of vorentoe gee. Wat se raad en advies kan jy vir so 'n individu gee? Sjoe. Ek wil vir jou sê dat jy altyd real moet wees. Jy moet bly wie jy is. Hierdie bedryf is nogal 'n interessante bedryf en partykeer is dit 'n harde bedryf en dit kan vir jou kom vertel wie jy moet wees of nie moet wees nie. En ek dink om te onthou, dis belangrik om te hoor wat ander mense sê en raad te volg wat hulle sê, maar moet nooit jouself in die proses verloor nie. En onthou hoekom jy dit doen. En dan is die tweede ding dan nou ook om teachable te wees. Jy moet altyd ontvanklik wees vir die regte raad. En ook bid dan nou dat jy sal weet dat die raad wat na jou toe kom van die regte persone afkom. Ja, dis mooi gestel. Dis baie mooi gestel. Nou dis nou een ding om 'n musikant te wees en 'n musiekloopbaan te volg, maar mens moet tog gebalanseerd wees. En ek weet jy's 'n sporty girl en ek weet jy het ander aktiwiteite, maar weet nie met ons deel, wat doen jy om 'n gebalanseerde lewe te hê nie? Hoe handhaaf jy hierdie chaos van 'n musiekloopbaan en op die pad wees en in gastehuise slaap en soms by die huis wees, soms nie by die huis wees nie. En dan ook om te doen waarvoor jy op ander plekke ook liefde het. Wat is die ander dinge wat jy liefde het en hoe hanteer jy dit om by alles uit te kom? So ek dink ek wil begin om te sê ek kry nie alles reg nie, nê? Dit is nou my ideale prentjie. Maar ek het sportfisioterapie geswat en ek dink omdat dit 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl so belangrik is in daai 10 jaar wat ek dit beoefen het, het ek gesien wat dit is of hoe jy die beste van jouself kan wees as jy gesond en gebalanseerd leef. En dit kom in by geestelike, fisiese en emosionele gesondheid. So om regtig al 3 daai aspekte te gaan tackle, al is dit net 'n bietjie op 'n dag en dan consistency om elke dag daai bietjie te doen, maak nie saak hoe taaf dit is nie. Is belangrik want 15 jaar na dit kan jy sien, hoorie, maar ek het die resultaat want ek het nooit opgegee nie en ek het net my bietjie elke dag gedoen. So ja, ek's baie lief vir sport. Ek ry baie perd. Dit is ek dink my voorliefde en dit laat my ook bietjie asemhaal op 'n dag wat dit wil gaan. Ja, baie lief vir boks. Ek doen high intensity boxing, maar nie teen ander mense nie, net teen sakke. En ek weet jy is ook lief vir die trail running. Wanneer daar tyd is, doen ons trail running. Maar ja, tussen daai 3 goeters, soveel sport was wat ek kan doen, doen ek, maar op hierdie stadium is dit daai 3 goeters en dit maak die program vol. Maar dit oefening laat my beter voel. Dit hou mens gesond ook hier. Die Engelse benaming is so mooi van dit mens sê dat daar consistency is key. Dis die reine waarheid. Closing thoughts, Rita Lee. Enige iets wat jy met ons wil los, enige iets wat op die oomblik dalk in jou musiekloopbaan aangaan, upcoming shows, enige iets wat jy met ons wil deel ten slotte. Ek dink eerstens wat 'n voorreg om hier te wees en ek is baie trots op julle en ek dink hierdie stasie gaan hoë hoogtes bereik en mag dit ook so wees vir julle. En tweedens in my loopbaan, soos wat ek nou vertel het,
ek kan nie nou vir julle alles sê nie, want ek is nog so klein bietjie in 'n waiting periode. Maar ek weet daar's veral hierdie jaar daar sal goeders gebeur wat in plek val. Die voorbereiding is gedoen. So ek is opgewonde daaroor. En ja, daar is shows in Pretoria. Ek dink is bietjie tyd dat ek hier in Bloemfontein Johan het ook nou gesê dit sal baie lekker wees om hier in die hartland te kom show. Maar ja, so daar's klomp goeders in Pretoria en Johannesburg wat gebeur waaroor ek excited is en mense hulle sal sien op my sosiale media. Deel ek maar gewoonlik waar en wanneer en hoe. En ja, dit is 'n voorreg om hierdie industrie te wees. Maak nie saak hoe taaf hy partykeer kan wees nie, want dit voel vir my dis 'n platform wat ons het om ander mense se harte te kan bereik. So dankie daarvoor. Dit was dan Rita-Lee wat by ons kom kuier het hierso by Millie FM. Rita-Lee, voorspoed, sterkte vir die jaar wat vir jou voorlê. Ons wens jou alles van die beste toe en ons sien uit om jou weer eendag hierso saam met ons in die sitplek te en dan kom vertel jy ons van die great dinge wat jy gedoen het en ek hoop om te hoor van jou autobiografie. Ja, ek sal in werk. Dankie dat ek hier kon wees. Baie blessings vir julle. Wat 'n voorreg.